Die grootste nuus in die oord op die oomblik is dat Kruiwa Koekemoer nie meer by Fleurpot kuier nie. Hy bly nou by sy suster in Bloemfontein, want hy is se muur deur die onderwysdepartement geskort en afgedank, omdat hy in 'n foto op die skool se webwerf is, waar hy in 'n voortrekkeruniform langs die vorige landsvlag staan. Die feit dat daai foto op die 27ste April 1994 geneem is, toe die skoolkommando die ou vlag gestryk het en 'n nuwe een gehuis het, maak glo die saak nie. Gelukkig kon Kruiwa se suster hom uitkry op borgtog, tot sy haatspraak in crime and injuria saak voorkom. Daar word glo nou gepoog om die verhoordatum te vervroeg en die saak in die hof te kry, voor 'n paar minder belangrike korrupsie en moordsaakies. Dis mos hoe dit nou gaan, mens. En soos Brandlou sê, ons suig nie net neer aan die agterste speen nie, maar aan die droë moesie agter die agterste speen. Ek haat politiek. Ek en Bos vee ons daarna af. Ek en pappa het seker al 10 jaar gelede opgehou om na die plaaslike nuus op gewone TV te kyk. Dit krap my maag om. Ja, kom ons los nou die politiek voor ek 'n kat skiet. En waarmee kan ek julle vanoggend help? Slaappille. Ons soek nog. Maar het ek nie Vrydag hierdie maand se pille vir julle gegee nie? Ja, matrone, jy het. Jy nou stop. Hoeso? Hoekom het julle al die pille gedrink? Ons kon nie slaap nie. Dis toch waarvoor die pille daar is. Nou is dit op. En soek ons nog. Gee net vir ons van die pille. Nou, ons wil dit nou hê, matrone, onmiddellik. Wag. Stop die looi. Hier steek nou 'n liderlike ding sy kop uit. Moet jy het jou gesê sy gaan moeilik raak. Papa, as sy weier om ons pille te gee, gaan sy sien hoe moeilik ek kan raak. Moet haar nie onderskat nie. Dink jy, ek is bang van mollige matrone Molly. Hey, julle kan nie hier voor my praat soos ek hier is nie. Maar gee dan net ons pille, dan kan ons loop. Ek dink, julle twee dit 'n bietjie oordoen. Op daai houe staan baie duidelik dat jy net een pil saans moet gebruik en net indien nodig. Maar dit was elke aand nodig. En soms in die dag ook. Ja, soos nou byvoorbeeld. Meneer en mevrou Lou, slaappilverslawing is 'n helse probleem by baie afkleeoorde en ouer tuise. Wat presies probeer jy vir ons sê, matrone? Dat julle dit 'n bietjie oordoen het. En nou sit ons met 'n probleem. Want hy slaappille is gewoontevormend. Matrone, sê jy ek en Moxie is drakkerriks? Ek dink julle twee moet in julle huisie gaan wag. Ek bel gou vir dokter Oorendal. Gaan jy wragtig op ons klik? Ja, dis deel van my werk. Spoil sport, klik, bek, kloosterkoek. Fetty boem boem. hulle sê mos, 'n afgetrede man is sy vrou se voltydse werk. Dit is ongelukkig Blaartjie se situasie. Sy sloof haar af vir Brandlou wat heeldag net voor die TV op sy bas sit. Dis van verveeldheid dat hy sommer in die dag begin slaap hulle drink het. Glo dit of nie? Maar mens, dit is bitter moeilik om niks te doen nie. Ek self moet 'n rede hê om op te staan en iets van my hande en my brein besig te hou. Ek kan mos hier sien hoe vinnig van die mensies agteruit gaan as hulle daai lus vir die lewe verloor het. Aan die ander kant werk Blaartjie so hard dat sy 'n bietjie verdowing en slaappille gaan soek het. Dokter Oorendal is nou daar by hulle. Ons sal maar sien wat hy gaan doen om die arme twee slaappilverslaafdes te help. Drag Eriks op hulle ouderdom. Ek's geskok. Ek ook. Diep geskok. En oom Lou was 'n skoolhoof. Dit maak dit nog erger. Drugs is 'n bliksem. Drank ook. Wat presies is oom en Auntie Lou se drug of choice? Papille. Jy kan glo verslaaf raak daaraan.
Mense kan amper aan enigiets verslaaf raak. Selfs skurwe websites. Ja, nie dat ek veel daarvan sal weet nie. As ek per ongeluk op so 'n webwerf afkom, dan kyk ek aan die kant toe en ek delete dit onmiddellik. Ja, so. En varke kan vlieg. Ja, my mammie sê hier word ten minste elke dag 2 emmers pille gedrink hier in Huislelieveld. Geen wonder die dreinsblok so aanhoudend nie. En Dominie wou gehad het dat dokter Odendaal die Lous in 'n rehab plek sit, maar dit kos te veel geld. Dit wys jou maar net, Dit wys jou maar net wat. dat as jy in die land enigstens ordentlike mediese behandeling wil hê, moet jy skatryk wees. Of 'n baie goeie mediese fonds hê. Skatryk om my fonds te kan bekostig. Al wat ek kan bekostig is 'n hospital plan. Ek ook eintlik maar net om maar die werk helfte van die premie betaal. Die lewe word al hoe meer onregverdig. Hierdie land se wette ook. Wat bedoel jy? As jy Afrikaans is, né? En jy los 'n hoorbare wind in enige regeringsgebou, word dit beskou as haatspraak. Jo. Maar hy is verskriklik streng. Dis wat ek gehoor het Waar het jy dit gehoor? by Koekie de Kok. Ek weet nie of ek dit glo nie. Sy sê daar is miljoene mense in Suid-Afrika wat Afrikaans wil verban. Net nou die dag was daar 'n helse klomp studente in Pretoria wat 'n demonstrasie gehou het met plakate wat sê Afrikaans, you must fall. Vol waarheen? Hulle moet seker lekker laf wees. Hoe verbanne mense taal in jou kop? Ek droom in Afrikaans. Ek ook. Ons sal maar net moet leer hoe om in Engels te droom. Soos my oupa hulle destyds, toe die TV van wit en swart verander het na kleur toe. En hulle moes leer hoe om in kleur te droom. Waar val jy die boom uit? In jou oupa se tyd was daar nie eens TV in Suid-Afrika nie. In my oupa se tyd was Suid-Afrika nie eers in Afrika nie. Wat sê 2 goeiste van jou? Verlang hulle al daarom so 'n bietjie terug na Suid-Afrika? Eintlik verlang hulle meer na my. Is net Dolly sê, daar in Engeland is heeltemal te veel buitelanders. Mense van ander lande. Mense van Engeland. Die 2 Lous is nou onder verdowing in die bed en deel nou 'n kamer daar in die verswakte sorgeenheid. Hulle sal eers oor 'n paar dae kan teruggaan na hulle huisie toe as die ergste onttrekkingssimptome verby is. Ek dink wat daai 2 arme siele so ongelukkig maak, is die feit dat hulle kinders oor see moes gaan werk soek. Al was hulle daar met oop arms ontvang. Ai mens, wat kan ek sê sonder om verkeerd verstaan te word? Intussen het Koekie de Kok vir Dominee Doudroel kom sien, want sy sit met 'n baie ernstige probleem. Dominee, ek sit met 'n baie ernstige probleem. Ek sit met baie. Dis nie 'n grap nie, Dominee, ek het jou hulp nodig. Hoeveel? Hoeveel wat? Hoeveel geld het jy nodig om jou probleem te laat verdwyn? Ek wil niks leen nie, en geld is ook nie 'n oplossing vir hierdie probleem nie. Miskien vir iets anders by skoenwinkel, maar dis nie nou ter sprake nie. Sê dan vir my presies wat die probleem is. Dalk is dit medies van aard en dan kan matrone jou help. Dis nie medies nie. Okay, Dominee? Nou wat dan? Ek is verlief. Nee, jy ook nie? Ekskuus, Dominee? In hierdie Vlopenoord is Vleerpot 42 tannies en 1 oom al klaar verlief op Dou Loverboy Droel. Asseblief, nie jy ook nie. My magtig is oud genoeg om jou pa te wees. Stiefpa. Koekie de Kok het toe sommer baie vinnig die misverstand uit die weg geruim. En vir matrone Molly en Dominee Doudroel verduidelik dat sy verlief is op Spyker Snyman, wat eintlik onbeskikbaar is. Want hy is haar beste vriendin, Bokkie Briel se verloofde. En Bokkie het sopas uitgevind dat Spyker gisterand tot na middernag by Koekie gekuier het. Dominee Droel het toe vir Koekie verduidelik dat volgens hom is die skuldige altyd die een wat verneek het. En dus moet sy nie daaroor stres nie. Molly het glad nie daarmee saamgestem nie.
Volgens haar is Koekie net so skuldig soos jy flop en cheater. As sy geweet het hy is verloof, en Koekie het geweet. Al die oggend se gebeure het vir matrone Molly nou in 'n erg bevoeterde by. Mens, sy is so omgekrap, jy kan met haar swys. Om haar toe beter te laat voel, bring Wors vir haar 'n pizza vir middagete. Hier's vir jou 'n pizza vir middagete om jou beter te laat voel. Dis 'n Regina, jou favourite. Toe hou op werk en eet iets. Vanoggend was 'n thriller, 'n nagmerrie. Ek voel so omgekrap. Ek amper nie eens meer honger nie. Okay, dan sal ek dit eet. Jy sal geen los. Ek het gesê ek voel amper nie eens meer honger nie. Vanaand as jy by die huis kom, hoef jy nie te kook nie. Ek bestel vir ons 'n lekker Meyer Punjabi curry en 'n jasmine rice. Moet jy my nou laat skuldig voel? Ek moes jou nooit met my werksprobleme gebel het nie. Nee, my lovie, dis waarvoor jou man daar is. Ons moet kommunikeer. Jy moet praat en ek moet luister. Is dit? Is dit dalk jou manier om vir my te sê, ek praat te veel? Nee, nooit nie my lovie, alhoewel dit wat jy nou daar gesê het, dit is baie na aan die waarheid. Dat ek te veel praat. Dat ek te veel luister. Wat weet jy sê? Dat jy meer wil praat en minder wil luister, dat ek so baie praat dat jy nie 'n woord inkry nie. Is dit wat in jou kop aangaan? Ek ken jou Fiesakie. Ek lees jou soos 'n boek. Toe, jy moet my reguit sê as jy dink ek praat te veel. Wat dink jy? Dis baie ongeskik om een vraag met 'n ander te beantwoord. Jy weet dit. Jy soek vir my Fiesakie en gaan my kry. En nie 'n visnet stockings nie. Kalmeer, Molly. Ek weet jy het 'n helse oggend by die werk gehad, maar dis nie nodig dat ek en jy beklei nie. Dalk is dit. Okay, maar sê dan asseblief vir my waaroor beklei ons? Ek weet nie eintlik nie. Ek weet net dat jy dit begin het. En hoe het ek dit begin? Hou asseblief op om vir my strikvrae te vra. Ek is in so 'n toestand, ek kan nie reguit dink. Molly, haal diep asem, drink 'n bietjie koeldrink en eet jou pizza. Jou man is nou hier om jou te kalmeer en jou te troos. Dankie my man. As ek wat my onmoontlike by is, weet jy bedoel dit goed. Jy is eintlik 'n baie goeie man. Maar moet nou nie dat dit in jou kop toe gaan nie. Terwyl ek nou in jou goeie boekies is dit dalk nou die regte tyd om vir jou te sê. Wat te sê? Vrydag na werk het ons 'n baie belangrike sake ete en al die area bestuurders moet daar wees. Waar? Waar wat? Waar gaan hierdie verskoning om te suip ete wees? Dat daai vieslike kaalbas klub en benau? Persoonlik dink ek dit is verkeerd om iemand te vry as jy weet daai persoon is verloof. En dit nogal aan jou beste vriendin. Verloof is jy getroud nie, asseblief. Wat probeer jy sê? As jy verloof is dit soos om 'n kar te vat vir 'n test drive. Jy het nog nie die kar gekoop nie en jy's nog in die mark om 'n ander kar te koop as jy wil. Ek verdien nie eintlik genoeg geld om 'n kar te koop nie. Veral nie 'n regte een met 4 wiele nie. Ek praat nie van regte karre nie. Ek het dit as 'n voorbeeld gebruik. O, vir my het dit geklink of jy oor karre gepraat het. Ek het eintlik van vrouens gepraat. O, jy moet laat my mammie hoor jy praat van vrouens as karre. Sy trek jou gatvelle af. Het jy gisteraan weer 2 goeie van jou geskyp? Ja, Jessie, hy Dolly kan nogal stout wees as sy wil. En gisteraand was sy. Wat presies bedoel jy? Eintlik mag ek nie daaroor praat nie. Dit is baie privaat. Jessie, mens ek nou vir Dolly. Jy weet natuurlik dat ander mense op die internet op die gesprekke kan inloer. Jou privaat gesprekke. Niks op die internet is privaat nie. Hackers kan jou gesprekke download en dit op YouTube sit as hulle wil. Hoekom sê jy my nou eers? Jy en jou 2 goeie kan al sonder dat jy weet famous wees oor see. In plekke soos byvoorbeeld sê maar Babylon. Waar is Babylon? Oor see, okay? Babylon kan beskryf word as die Midde-Ooste se brakpan. Maar ek gaan dit Google en as jy vir my gelieg het, gaan jy een helse klap. Ag, okay. Ek hoor al jou storie. Ek het die aardrykskunde op skool gehad. En hierdie afloerdery op die internet, is dit ook net die storie? Nee. Dit kan gebeur. Genuine.
Wel, ek gaan dit Google. Dominee wil jou nou onmiddellik in sy kantoor sien. Hoekom? Nee, ek weet nie. Maar net voor hy my hierheen gestuur het hy met dokter Odendaal op die foon gepraat. En hy het jou ma se naam genoem. Wel, Wat hoor ek dat jy jou beste pel se verloofde gevry het? Shut up man, dis my freaking besigheid. hier sit Dominee. Wat's fout met my mammie? Sit asseblief, Gilly. Koekie sê, Dominee het met dokter Odendaal gepraat oor my mammie. Sy het weer die pyn in haar bors. Of is sy aanbye terug? Jou ma maak hier niks. Die dokter was nou by die apteek. Hulle sê daar jy bring gereeld vir die Lowe's medikasie. Dis reg, Dominee. En vir 'n hele paar ander inwoners. Ook vir jou ma, Korrek? met die dokter se voorskrifte. Ja, almal van dokter Odendaal af. Wat jy waar kry. By Antiblaartjie. Daai voorskrifte is almal vir 'n hoë skedule 5 en selfs 6 medikasie. Ek verstaan nie so mooi wat dit beteken nie, Dominee. Dokter Odendaal weet niks van die voorskrifte af nie. Hy lieg, Dominee. Hy het self al daai voorskrifte geteken. Nie hy nie. Hulle gebruik jou as koerier. Weet jy dalk wie dit uitskryf en teken? Dokter Odendaal. Is jy gesê om dit te sê, sou iemand jou dalk vra? Nee. Dominee, ek weet nie wat hier aangaan nie. Maar vir my voel dit ek is in die hof. Ek is jammer, maar ek moet jou uitvra hieroor. Hoekom? Om uit te vind of jy betrokke is, en indien wel, op watter vlak. Dominee, ek verstaan nie wat hier aangaan nie, maar ek gaan al gereeld vir 'n hele klomp ou mensies hulle medikasie met my toek. Meeste van hulle tip my nie eers nie, behalwe die Lowe's. Yes, ja, hulle tip groot. Dit verbaas my nie, hulle koop seker jou stilte. Jy mag dalk selfs 'n syndikaat betrokke wees. Wat van my mammie? Dalk sy ook. Doudroom, jy druk nou die dam onder die een se bas uit. Jy kom ons hoor die arme kind weet niks. Hy's heeltemal onskuldig. Ja, hy mag wees, maar wat van sy mammie? Dit was toe al die tyd Blaartjie Lou wat so kreatief met die voorskrifte was. Sien, die probleem met daai lekker slaappilletjie is dat jou liggaam gewoond raak daaraan en jy al hoe meer nodig het om dieselfde slaap te kry. Daar's toe nog maar tussen die dokter, die apteker, Dominee Droel en matrone Molly besluit om liewer nie die gereg hierby te betrek nie. Van nou af gaan matrone alle voorskrifte wat Gilly moet gaan haal, eers nagaan en parafeer voor dit na die apteek toe mag gaan. Daar sal dan ook een met die betrokke inwoners gepraat word en skriftelike waarskuwings en 'n paar slapelose nagte sal aan die orde van die dag wees. Erger as 'n klomp onhebbelike skoolseuns in 'n verbeteringsskool. Hier moet mens wragtig hare op jou tande hê. Kan jy dink wat sal gebeur as jy pers hiervan moet uitvind? Daarom moet almal liewer net hier shut up. Kan jy dink hoe die kerkraad te kere sal gaan as hulle dit moet hoor? Jy worry vir niks, niemand gaan iets sê nie. Hoe ken jy die plek? Dalk het ek en jy self 'n bietjie medikasie nodig. Trek daai hersenskink vir ons. Ag, ek wil nooit weer so 'n dag hê. Dominee, hier is die nuwe remote vir die boonste vir donderdag. Ek het niks gesien nie. Nou, Gesondheid. gesondheid. Ek diep geskok. Hulle het jou gebruik as 'n drugmule. Dominee noem my 'n koerier. En nogal jou eie ma ook. Nee, haar neem ek nie kwaadlik nie. Mammie sukkel vreeslik om te slaap. En nou sit matrone en dominee in 'n kantoor in werkstyd en dop. Hulle mag, okay? Hulle is groot mense. Yes. Gaan my apteek tips vreeslik mis. Jy maak verniet asof jy so onskuldig is. Het jy nooit iets vermoed nie? Nee. Ou mense kan vreeslik goed lieg, okay? Hulle het jare se ondervinding. Dalk gaan dominee jou ook nou keer om nie meer na die bottelstoer toe te gaan nie. Is jy laf? Is jy teen die wet om drank te koop nie?
Hoekom steek jy dit dan altyd in grocery sakkies weg as jy dit by die huisies kom aflewer? Dis op versoek van my kliënte. Hulle wil seker nie hulle bure moet sien hoeveel hulle sypie. Nee, sê daar sê. Wie bestel die meeste drank in Lelieveld? Ek mag nie sê nie. Hoekom nie? Want ek het vir oom Visventer beloof ek sal... Praat ek al weer my bek verby. Ag, moenie worry nie. Ek's mis 'n klipbekkie. En jy het nie soveel ondervinding soos die ou mense nie. Jy leer nog om te lieg. Ja, ek is nog 'n vakleerling. En toe is jy uitgetrap, soos 'n freaking skooldogter wat agter die skoolsaal gevang is met 'n sigaret in haar hand. Jy weet, Blaartjie Lou doen daai slaapopvoorskrifte af van voor jy hier ingetrek het. Sy en Brand het die hele game weggegee. Ek het geweet hulle gaan dit oordoen. Daai pille vang 'n mens een of ander tyd. Nou gaan ek weer sukkel om aan die slaap te raak. Die wat werk vir my, kry wel koekemoer. Behalwe dit, sterk drank, suiker, 'n glas warm sjokolade met 3 teelepels suiker en ek slaap soos 'n baba. Suiker en ek is nie maats nie. Jammer, ek sal iets anders moet probeer. Wat van daggaolie? Hulle sê dit help vir omtrent alles. Ek het nou net 'n skriftelike waarskuwing gekry, want ek het 'n paar van hierdie gryskop se reëls oortree. Ek moet my vereers gedra, soos die freaking hoofmeisie van 'n kloosterskool. Die hoofmeisie by my hoërskool het halfpad deur matriek verwagtend geraak. Nooit. Toe laat vra wie se pa toe sê sy die eerste span. Sarel Syfgat was definitief Gielie se pa. Gielie lyk op 'n druppel water net soos hy. Dan, het jy ooit getwyfel dat Sarel nie die pa was nie? Nee, ek het nooit getwyfel nie. Ek het my agterend afgefrik in paniek. Sommige vrouens is moedswillig en beskou dit as 'n oorwinning om 'n affair te hê met onbeskikbare mans. Ek is nie so nie. Ek weet, moet ook nooit so word nie. Dis net Spyker is 'n ongelooflike hand. Ja, daai vark is ook 'n cheater. En jy weet wat hulle sê. Once a cheater, always a flopping cheater. Ek weet. Ek dink dit was dalk my skuld. Sy aandag het my so gevlei. Ek het vergeet van Boekie. En nou het jy jou beste vriendin verloor. Was it worth it? Nee, natuurlik nie. Ek hoop regtig nie ek het my vriendin vir altyd verloor nie. Glo my, jy het. Sy sê jou nooit weer vertrou nie. Julle vriendskap is verby. Ek voel nou verskriklik spyt en baie skaam daaroor. Nou onthou daai gevoel. As jy ooit weer deur iemand se verloofde of man gevlei word, dink aan daai gevoel. Die reëls is baie eenvoudig, los ander vrouens se goed uit. Ek het dit definitief nou geleer. En as jy eers getroud is die geheim van 'n gelukkige huwelik kommunikasie, kommunikasie, kommunikasie. Praat dinge op 'n beskaafde manier uit. Moenie jou net wip nie. Onthou, heuning werk altyd beter as sy. Dankie vir die goeie raad, auntie. Right, dis huis toe gaan tyd, my lovey. Wie's jou flop en lovey? En as jy jou voete naby daai vieslike kaalbas suiplap werksfunksie sit, is die hel los. Dis presies so iets wat my sal trigger om weer te begin drink. Is dit wat jy wil hê? Ek gaan nie meer na daai stripklapparty toe nie. Goed so. En soms werk as sy beter.